Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende se koerantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenbach. Ja, meneer Van. Hoe gaan dit vandag met julle? Honger. Ek is skielik baie honger nou, ja. Ja, maar dis omdat julle altyd oor kos praat. En dis 'n belangrike dag vandag gaan 'n SpaceX vuurpyl in die maan vasvlieg. Ek het dit gesien, ja. Blykbaar het die vuurpyl nou maar daarbo gehang en toe trek die maan toe. Ja, jy weet ons het nou besluit ons het nou al die aarde genoeg opgeduiwel, ons gaan nou maar in die buitenste ruimte Vullis in op die maan los. En ons gaan sommer die maan bombardeer en so aan. Maar kom ons kyk maar wat gebeur. Die mense sê daar hou geen gevaar vir die aarde in nie. Hulle gaan dit baie mooi gebruik om nou navorsing te doen oor wat gebruik as iets gebeur as iets die maan tref. Die invloed op die maan en so. Asof hulle nie weet nie, dit maak my bekommerd. Ja, dit maak 'n mens bekommerd. Ja. Hierdie superryk mense wat doen net wat hulle wil. Ja. Skiet hulle vuurpyle op die maan af en so aan. En dan sê jy vir ons enige narratief soos wat jy wil, né? Alternatiewe feite, Ja. Jennifer, alternatief. Gert, kom ons praat eerder oor ons verhouding met Amerika. Ja, ek sien Leo Brent Bozell die derde. Joh, dis 'n mond vol nie. Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika was gister die eerste keer by Ronald Lamola op 'n hoflikheidsbesoek. Dit is die eerste keer. Ja, hy's daar. Dis nou, hy's in Februarie af van die land. Waar trek ons nou Augustus? Ja. Hy's een keer ingeroep omdat hy volgens die regering stout was terwyl hulle hom 'n bietjie oor die vingers stik omdat hy gekla het oor ons howe en so aan in swart ekonomiese bemagtiging, maar dis nou die eerste hoflikheidsbesoek. Hy was die dag voor dit by die minister van polisie, die waarnemende minister van polisie, bietjie gesels oor landelike veiligheid en aanvalle op boere en hy het 'n dankie gesê dat hulle die ambassade so mooi beskerm. En toe sy nou na Lamola toe, hulle het lekker gesels oor baie goed beweer, hulle openhartige gesprek. Hulle het gepraat oor waaroor ons saamstem, waaroor ons verskil met mekaar en Lamola het gesê Amerika bly vir ons 'n strategiese vernoot, jy weet, so Regtig? Mense sou dink dat ons besluite dan en ons assosiasie met sekere ander partye in die wêreld dan anders sou wees. Ja, jy weet, ek weet nie, dis maar 'n teerpuntjie die peer, want die ambassadeur het juist nou dag gekla oor ons verhouding met China en oor ons verhouding met Iran. En toe ons leerhoof sommer Rusland toe Sommer Rusland toe ook, ja, maar kyk, ek dink die huidige Amerikaanse regime is nie so erg anti-Russies soos die vorige ene. Maar nou ja, hierdie buitelandse verhoudinge bly maar 'n tamaletjie vir ons. Ons kry dit nie altyd mooi reg nie. Aan die ander kant, soos Piet Kroukamp nou die dag vir my gesê het, hy sê as Amerika ons vriend wil wees, dan moet hulle dalk meer soos 'n vriend optree. Hallo? Ja, en nie die hele tyd op ons neerdaal en sê julle doen dit verkeerd en julle doen dat verkeerd nie, doen dit of ek doen dat en handelstariewe instel en sulke tipe goed. Dit is miskien ook 'n goeie punt, né? Ek was 'n maar ouetjie op skool. Ek het nooit vir die groter ou gevra wees ouliker met my nie. Ek was die maar ouetjie wat gesê het, "Oké, wat wil jy moet ek doen?" Maar jy het nie 'n strategiese seeroete gehad nie. Nee. Maar Strategiese ja, fiets wat is dit? En jy was ook nie die poort tot Afrika soos hulle van ons sê. Poort tot Suid-Afrika is die poort tot Afrika. Maar ja, die poort tot Afrika het baie pret en plesier in die parlement. En alles kom by MK party. Ons moenie eens dink aan die parlement. Ek sien daar's nou die saak die aanklagkomitee, die artikel 89 aanklagkomitee het ook na hof toe gegaan en sê president Cyril Ramaphosa sal nie onberekenbare skade aangedoen word as die komitee sit en hom ondervra en so aan nie. Maar nou ja, dis nog niks teen MK nie. Daai party, ek is nou so de mekaar nie. Ek weet nie meer wat aangaan. Al wat nou duidelik is laat dit maar 'n Zuma Stokvel is 'n familiebesigheidjie. Hy het nou Duduzane Zuma as sy adjunkpresident aangestel, sy seun. So die koning en die onderkoning. Die koning en die onderkoning, daar was blykbaar 'n 10 minute perskonferensie gisterand waar Duduzane en die oud president langs mekaar gesit het, nie 'n woord gesê het nie. Daar's 'n verklaring afgelees wat sê die president het besluit dit, die president het besluit dat, die president het besluit John Slope is nie meer die adjunkpresident, die president het besluit Nathi Nhleko is ook nou nie meer in sy pos nie. Die arme Nathi Nhleko wat nog die firepool verduidelik het as 'n swembad. Die swembadpolisieman. Ja, swembadpolisieman. Dis 'n goeie woord, Peer, swembadpolisieman. Hy's ook nou uit. Maar dis nog niks nie, daar's daarom, dit klink amper soos 'n seepie want Pelisande Mkhize, die hoofsweep van die MK party in die parlement het 'n waarskuwing gerig aan Phumlani Kubukeli, 'n LP, om op te hou met beweringe dat sy onder meer dronk by die parlement is en so aan en die een wou 'n verhouding met die ander een aanknoop en die een wou nie daarvoor val nie en nou is die een kwaad vir die ander een en joh, ja. Op die einde van die dag is dit maar 'n nagmerrie, jy weet, daar's nou allerhande gerugte oor geld ook.
daar selfs beweringe MK het nie verlede maand salaris gekry vir sy mense nie en so aan, maar ja, ek sien die president is nou mos beheer van die geldsaake ook, jy weet. O ja, hy het beheer oorgeneem oor die geldsaake, ja. Dit is my interessant dat Duduzane ewe skielik nou ingetrek is. Ons het die een kind geruil vir die ander kind. Dogters nou uit, seun is nou in. Wat hy het lank gepraat, jy weet dat hy in die politiek wil gaan, almal sal half gewag om te sien wanneer uiteindelik maar ordentlik die politiek betree en hier's ons nou. Ja, hy het mos sy eie party ook gehad, All Game Changers party. Vreeslike naam vir 'n politieke party. Maar ja, daar's al 'n lang geruime tyd gerugte dat hy gaan aangestel word in 'n belangrike posisie en dit het nou uiteindelik gebeur nadat president Zuma en Duduzile Zuma nou oud-president Zuma, ekskuus tog, en Duduzile Zuma nou 'n bietjie uitval gehad het oor baie goed beklei het, soos onder meer lyk my hulle het nie saamgestem oor hierdie optogte teen immigrante en so aan nie. So dit is nou ja, interessant hoe die dinge verander daar in die familiebesigheid. Maar dit is nou maar eintlik duidelik met die aanstelling ook dat dit maar familiebesigheid is. En as mens nou kyk na die verklaring, die presidentsbesluit, daar's niks sprake van die nasionale uitvoerende komitee of die raad het besluit of dit het besluit nie, dis net die president wat besluit. Let wel die president van MK. Ja, president van MK, ja, president van MK. Ja, maar hulle verwys maar na hom nog steeds as president in ander opsigte ook en ek dink hy dink nog steeds hy is half die president. En verwag presidensiële behandeling soos daar in Indië toe hy nou vergesel is daar na die Gupta tempel toe. Gert, dan bietjie beter nuus vir die mense van Nelson Mandela Bay. Ja, Jennifer, lyk vir my deesdae as jy iets wil regkry, dan moet jy maar hof toe gaan. Want jy kry nie baie hulp by munisipaliteite nie. Ons het dit nou verlede week hier in Tshwane ook gesien waar Johan Metler se afdanking as ongrondwetlik beskou is of onwettig eintlik, maar dit kom daarop neer hulle het onwettig in Nelson Mandela Bay is daar hof toe gaan oor kragtariewe. En nou moet die hof het 'n internik toegestaan, dis as dringend beskou en die vorige kragtariewe geld dan nog steeds, nie die nuwe kragtariewe wat dit vir mense nog moeiliker gemaak om hulle begrotings te laat klop elke maand. Dit raak nou deesdae baie moeilik en veral as krag is nogal dit is 'n vreeslike ding en Julius Malema het nou 'n belangrike ding gesê. Ek weet nie, dis nou seker moeilik. Hy sê krag moenie gebruik word om wins te maak nie. Krag moet aan mense verskaf word, hulle moet daarvoor betaal word, maar die kragvoorsieners moenie noodwendig 'n wins maak nie, want elke keer as hulle 'n wins wil maak, raak die prys hoër vir ons die verbruiker. Wat seker 'n goeie punt is, maar niemand begin eintlik seker maar 'n besigheid om nie 'n wins te maak. Maar krag kan gebruik word as 'n manier, ja, ek weet nie. Maar Gert, as jy nou geen winste maak, so ek vra nou die vraag wat ek weet nie, as jy geen winste maak nie, gaan jy seker nooit kan uitbrei of infrastruktuur kan Dis die ding. Dit moet in jou begroting wees in elk geval. Verstaan, soos jy moet seker iets maak sodat jy vorentoe kan gaan. Ek kan nou nie buitensporige ek hoor, ek wil nou nie buitensporige winste maak uit jou kragverbruiker nie. Maar kyk nou wat met ons gebeur het, daar's baie geld gemaak en dit is op die verkeerde maniere aangewend. Ons het al daai skandale by Eskom gesien, jy weet waar jy vir 'n kneepad, ek weet nou nie mooi wat dit in Afrikaans is, maar wat jy gebruik as jy nou op jou knie sit en ietsie werk. Dit kos 'n paar rand, dan betaal ons duisende daarvoor, want iemand het nou weer 'n verkeerde kontrak daar gewangel. So ja, dit is die probleem met sulke goed. Jy weet, jy kan seker 'n wins maak, maar net behoorlik toesig hou. Gekyk word hoe daai geld spandeer word. Dan kan ons gou verwys na Tshwane se koalisie. Die ANC het die burgemeester kritiseer. Ja, en hulle het lelike goed van haar gesê, soos sy is anti-swart en sy is anti-business en al die tipe hulle vriende. Ja, dis veronderstel om hulle vriende te wees, maar die ANC raak nou 'n bietjie moeilik. Nou Action SA gereageer en gesê hulle dink dis maar die ANC se reaksie op Metler wat nou weer aangestel is. Want Action SA was mos ten gunste van Metler se aanstelling. Nou is die ANC kwaad vir hulle. Nou gebruik hulle hierdie ding om haar mee by te kom. Hulle sê sy doen nie genoeg vir swart besigheid nie. Daar word nie genoeg gedoen vir township besighede nie. Hulle sê werk in die townships is nie baie goed genoeg nie. Of is nie goed genoeg nie, jy weet. So dit is nogal interessant om te sien dat die koalisie nou 'n bietjie aan mekaar begin hak hier voor die verkiesing. Daar's mos maar altyd sprake dat die ANC, of dit is maar wat die DA beweer, dat die ANC eintlik in charge is van die koalisie. En dis hoekom nou kom hulle dalk na vore met die ware sak patats. Maar nou ja, Action SA sê Nasipi Moya, die burgemeester van Tshwane, Dr. Moya, sy is die suksesvolste burgemeester wat Tshwane in baie jare gesien het. Onder haar leierskap het die stad ongekende periode van stabiliteit
stabilisasie van hulle finansies, afname in skuld en hulle het meer gespandeer op dienslewering prioriteite, straatligte. Maar ja, ons sal nou sien hoe dit gaan hier voor die verkiesing. Die mens wonder wat gaan gebeur. En Kan die jy mense gesnerk kwyt raak? wat is sterk? Wat hulle sê? Jawel, dis wat hulle sê. Ek haal maar net hier aan uit die storie uit, jy weet. Jammer, Pierre. Dis alternatiewe feit nommer 3 dalk van die dag. Gert, ek dink ons gaan nog voor die verkiesing baie hakplekke sien en nog baie interessante feite sien wat party vir ons Silly season sê die mense altyd. is Silly op pad. season en ons is al klaar in die middel daarvan. Nie. Ja. Gert, ons verskuif ons aandag so vinnig na die buiteland, ten nuutste in die konflik tussen Oekraïne en Rusland. Ja, ek sien dit raak nou al hoe erger. Daar's nou beweringe dat 'n Russiese hommeltuig, 'n vrugteverkoper op straat, 'n groenteverkoper op straat in Oekraïne so gevolg het en hom gewond het. Hulle sê dis soos 'n safari killing. Die Russe is weer kwaad want 'n Oekraïense hommeltuig is op 'n strand afgeskiet en daar 6 of 7 mense dood. So dit lyk vir my net hierdie oorlog raak nou dalk burgerlikes raak al hoe meer die teiken aan al twee kante nie, wat nogal onrusbarend is. Jy weet, dit duur nou al lank die oorlog, 2022 waar trek ons nou 2026, so dit gaan sy 15 jaar binne en dit lyk nie of daar enigiets gaan gebeur nie. En die Russe, ek moet eerlik wees, het Kiev aangeval eerste. So mense wonder as jy nou regtig 'n bewoonde stad aanval, wanneer kan jy nou begin sê, "Haai, ons is ontstel om dan mense op 'n strand dood te Ja, kry?" dis 'n ander punt natuurlik. Weer onthou die Tweede Wêreldoorlog met al die bombardering van die stede, jy weet dit is 'n sielkundige knou want jy dink jy's veilig. Soos Hitler het gedink, ag nee, wat niks gaan gebeur nie, hier word daar Berlyn gebombardeer, jy weet, en dit is 'n sielkundige knou. Ek dink vir die Russe dieselfde, want die Oekraïne val nou daai groot hulle soort van Amazon aan. Ja. Tot 'n paar keer aangeval, jy weet, dit wys vir die oorlog kom huis toe. Die oorlog is nie meer deur ver nie. Die oorlog kom nou huis toe. Ek dink dit is 'n sielkundige knou vir die Russe. En ek dink dis wat Oekraïne bedoel met daai aanvalle. Jy weet, jy kan hulle ook nie blameer nie. Hulle is eerste aangeval, so die manier waarop hulle terugslaan kan nie aan hulle voorgeskryf word seker nie. Ja, absoluut. Ons moet nog oor internasionale nuus praat, maar net gou vinnig terugkom Suid-Afrika. Kan ons 'n bietjie praat oor die nuwe polisiekommissaris in Limpopo? Hy het nou volgens 'n artikel hier self te voet booswig ingehardloop op sy eie. Ja, dis wat mense nogal wil sien van polisiekommissaris en die luitenant-generaal Jan Skeepers. Hy was Vrydag hy's Vrydag aangewys as polisiekommissaris en toe sy op sy besoek na polisiekantore by Modimolle toe sien hulle hoe 'n polisiebeampte verdagte agterna sit, toe laat hy die voertuig waarna hy stil hou en hy spring self uit en sit self die verdagte agterna. Jy weet, die mense is nou vol lof om dit dui, een verklaring sê dit dui op die provinsiale kommissaris se betrokke leierskap en sy onvoorwaardelike toegewydheid. Hy het deur sy optrede ook gewys hoe hy polisielede op voetsoolvlak ondersteun. Maar dit is eintlik 'n baie goeie voorbeeld nie vir ander polisiebeamptes, want gewoonlik sal sulke hogere polisieoffisiere nie sommer hulle hande vuil maak nie. Dit is nie maklik uit die voertuig uit klim nie. Ek dink dis 'n baie goeie voorbeeld. En ek dink die mense in Limpopo kan baie bly wees hulle het so 'n man gekry wat nie skroom om ook te doen wat hy van sy onderdane in aanhalingstekens verwag nie. En hy het Vrydag gesê in 'n toespraak ja, daar is foute in die polisie, maar dis nie net die tophierargie van die polisie nie. Hy sê daar's baie goeie polisiemense, maar dit moet in polisiestasies weer 'n plek van veiligheid en vertroue raak. Ja, want polisiekantore is regtig baie polisiekantore is nie meer op standaard nie. En ek dink net deur so 'n voorbeeld te stel, dis baie goed wat hy gedoen het. Regtig, want ons haal baie die leierskap van die polisie, die topleierskap van die polisie uit, maar hier's nou 'n skitterende voorbeeld van iemand wat daar hoort en wat 'n voorbeeld vir ander kan stel. Verseker. Gert, dan in Frankryk het die brande iets interessant ontbloot. Ja, die Tweede Wêreldoorlog was nog met ons, net Jennifer. Daar was by een van die plekke was daar oor 100 ontploffings met die veldbrande. Dit hulle gedog is gassilinders dalk, maar dit kom daarop neer, dit is dalk lyk my kanonkoels nog van die Tweede Wêreldoorlog wat daar ergens versteek is. Daar was 'n plek waar lyk my 400 van die betrokke goeders by mekaar was, jy weet. Hulle sê dis nogal taamlik ongekend, maar dit gebeur nogal gereeld. Onthou, daar word dikwels nog Duitse stede ontruim as hulle bom uit die Tweede Wêreldoorlog ontdek as hulle 'n nuwe gebou bou en so aan. So dit wys net vir jou oorloë, jy weet die goed wat agtergelaat word deur oorlog. Ons kyk maar landmyne in Mosambiek en Angola nie. Dis maar 'n vieslike spul nie. Ja. Dit bly maar Dit bly maar daarso, jy weet, en mense kan nog steeds doodgaan deur goed wat nog rond lê. Ja. Nee, absoluut. Dan by 'n loterykaartjie. Kyk, Dis nou vir my 'n mooi storie.
'n loterykaart, waar was dit gewees? Daar in Italië, lyk my naby Bari. Die vrou het haar loterykaartjie maar weggegooi. Jy weet soos ons almal maar maak, as jy dit speel dan nog, ja, ek gaan tog nie wen nie, gooi die ding weg. Toe kom sy by 'n kafee, toe sê sy iemand van maar dit was jou nommers wat uitgelees is. Want daai nommers is glo bekend, dit is gekoppel aan een of ander geliefde. Toe skrik sy haar dood en bel die mense van die vullisverwydering maatskappy en hulle het allerhande goed gedoen. En toe kry hulle wragtig die kaartjie, ongeskonde in die vullis nadat hulle 'n groot trok uitgegooi het en alles gekyk het na. Natuurlik gaan dit die belastingbetaler ekstra kos, maar die vrou het onderneem, sy sal alle ekstra onkoste wat hulle aangegaan het vergoed, maar ek sal dit ook doen as ek €1 miljoen in die hande kan kry. Wat is dit, R20 miljoen? Ja, dan sal ek maar die vullismense betaal vir die moeite. Jy eerlik so voetjie gee. Ja, dalk 'n voetjie of 2 ook gee per jy weet, maar dit is nou dis nou maar een van daai mooier storieetjies. Party mense is gelukkiger as ander nie. Ja, Dis 2 keer gelukkig. Maar as ek nou my kaartjie weggegooi het, sal ek nie eens meer onthou waar ek hom weggegooi het. Gert, dan 'n swaar strawe vir egpaar wat geitjies en slange onwettig aanhou. Sjoe, ja, ek wonder hoe mense dit by daai huis gehou, Jennifer. Daar is 'n egpaar in die Weskaap, hulle is in Landdroshof in Wynberg. R40,000 se boete of 'n tronkstraf van 18 maande. Hulle het die wette op natuurbewaring oortree. Hulle het 'n hele klomp, ek dink 95 reptiele daar by hulle aangehou. Dit sluit nou in gekruinde geitjies, Nieu-Kaledoniese reuse geitjies, Nieu-Kaledoniese hobbelrug geitjies en koningluislange. Maar sien die arme geitjies, jy weet, hulle is nou uit hulle habitat geneem want hulle moet eintlik bly in 'n plek waar die hoë humiditeit is en gematigde temperature wat wissel van 16 grade Celsius tot 29 grade Celsius. So die arme ouetjies het seker maar swaar gekry, jy weet. Die probleem net met mense wat altyd hierdie goeters doen, jy weet, dieselfde met ons vetplante wat so uitgehaal word en mense wat goed van oorsee af afbring. Jy moenie somme gaan bodder met 'n ekosisteem nie. Dit is baie van daai goed is so fyn gebalanseerd nie en ek dink dis hoekom daar wette soos hierdie is. En dit is nogal streng wette en dis goed dat dit toegepas word nie, want dit kan die wêreld 'n ander plek maak as wat ons wil hê. Mense is geneig om heeltyd diere te wil probeer aanhou en heeltyd te soek na unieke, interessante diere. Eksotiese diere. Los die eksotiese goed waar dit hoort. Los wilde diere. As dit was om wilde diere in jou tuin te wees, dan sou hulle daar gewees het toe jy daar ingetrek. Ja, los dit waar dit hoort. Ja, dis kry vir jou hondjie of 'n katjie. Ja, dis die beste. Dis maar die beste. Ja, nou mense skilpaaie en selfs hoeveel saltiere wat rondgeloop het en jy mag nie skilpad aanhou nie. Ja, jy mag nie, jy moet sertifikate kry vir dit goed. Jy moet by natuurbewaring gaan sertifikate kry voordat jy dit aanskaf. Gert, ons moet afsluit met ek sê die mooiste storie wat ek lank tyd gesien het van Steven en Fireman, want daai video het my hart gesmeld gister. Yes, Jennifer, mense wil sommer begin huil as jy dit sien van Steven, die Malawiese burger wat in die Oos-Kaap gewerk het en hy's toe hier uit met die onrus rondom immigrante en hy het toe sy hond Fireman hier gelos. Maar hy het baie na die hond verlang en toe het mense na vore gekom, jy weet, en geld ingesamel vir hom en Fireman is nou gevlieg Lilongwe toe en hy daar het Steven hom gekry en nou moet hulle nog 500 km verder gaan na Steven se tuisdorp toe. Maar is dit nie die wonderlikste video nie van hoe die hond hom toe herken het? En dit lyk my daar in 'n stadium wil Steven net sy oë toe maak soos hy en toe spring die hond hom nog steeds om Fireman. En wat vir my die wonderlikste is die kommentare onderaan die storie van mense wat dit nou ook soos jy as 'n goeie storie beleef, Jennifer, en hulle sê maar moet ons nie dalk nou geld insamel vir Steven sodat hy kan sorg dat Fireman in die toekoms ook baie goed versorg word nie, weet. Want hy gaan nou probeer om daar sy skrynwerke besigheid voort te sit, maar mense het nie eintlik geld om van sy dienste te gebruik te maak, so mens weet nie waarvan hy gaan lewe nie. Hy het juis hier kom werk om sy kinders deur skool te sit. Dis die menslike gesig deur die universiteit te sit, en dis die menslike gesig van hierdie immigrante kwessie wat mense dikwels nie raak sien nie. Jy weet, almal sê net gaan weg. Maar as een mens onderaan die kommentaar in die storie sê, jy weet wat het March nou eintlik reg gekry. Jy weet jy het hierdie haatlike spul en nou kry jy hierdie mooi storie van onvoorwaardelike liefde eintlik nie. Ja. Wat die hond vir sy
eienaar het en die moeite wat gedoen word. En ek dink daar's so mooi want hulle praat ook oor die storie dat hy een van die immigrante is wat nie net sy dier gelos het nie. Hy was na die SPCA toe gewees daar in St. Francis Bay. Die dier was goed versorg, al die inspuitings en hy het so half hulle gesê, hulle het hande gevat met hom en hulle het hom eintlik gehelp om die hond toe nou in Malawi te kry, die geld ingesamel. Was so mooi oor hoe hy uitgesê hy weier om te gaan sonder sy hond. So hy het ook eers op die bus geklim die dag nadat die hond gevlieg is. Toe klim hy eers op die bus en gaan terug Malawi toe om seker te maak sy hond kom daai. Dit was vir my so, dis 'n hartroerende storie. Ek dink as jy wil goed voel oor die lewe en iemand wat die ekstra maatstap gaan lees hierdie storie verseker. Maar jy weet, mens moet nie net oor hom goed voel, mens moet ook goed voel oor die mense wat hom gehelp het. Net vir jou wys, hier's hierdie twee soorte mense in die land nie. En 'n mens dink baie keer vlugtelinge as jy nou kyk na in Oekraïne, ek het al hoeveel foto's gesien van mense in die kar en sit hulle met die katjie of die hondjie. Jy weet, dis ag ja, dit is net vir my te hartseer partykeer om oor te gesels. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Baie dankie Jennifer en dankie Peer. Dit is Gert van die Westhuizen. Ons is nou weer terug met nog groot ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.